Die tweede deel van my lang reis van Kaapstad na Dar es Salaam het my deur Zambië gevat, maar eers moes ek by Kazankula oor die Zambesi rivier kom. Die Kondor is op die pont en daarna wag net so uur se rompsom by die Zambiese grenspos. Gelukkig ry ek nie 'n groot vragmotor nie, want die ouens wag soms dae lank om hier deur te gaan. Ek het my vriendin Bella Matambanazzo in Livingston gekry. Sy sou hiervandaan saamreis. Ons het goue draai gaan maak by die Victoria Val en is daarna eers noord met die Great North Road tot anderkant Monzi, waar ons afgedraai het na Moorings Camp. Plaasbestuurder James Lawrence het my die volgende oggend rondgevat op die plaas. Hulle was besig om beeste te dip. Hier is ook 1100 varke op die plaas, sowat 50 klein varkies word elke week gebore, met elke sog wat 10 kleintjies kan kry. My plan was om oral in Zambië by boere aan te gaan om te kyk waarmee hulle besig is. Die Kalamazi roosplaas van Greg en Sue Barnes naby Lusaka was nogals 'n verrassing. Dis 'n groot operasie, daar's 3 pakstore soos hierdie een, en wanneer hulle besig is, verskaf hulle werk aan tot 2500 mense. Dis al sweetheart rose en 110 ton daarvan word weekliks na Europa uitgevoer. Gawie Peens het 'n kleiner plaasie naby Fringilla by Jesamba, noord van Lusaka. Gawie het 'n klomp beeste wat soggens gemelk word, maar het ook bokke en skape. Hierdie 10 liter kanne melk word na Fringilla gevat waar dit verkoop word. Hier maak Gawie ook sy eie bakstene met die harde klei van ou muurshope. Gawie is ook 'n landbouvoorligter by Omnia en sien om na baie van Jesamba se boere. Hier toets hy die voginhoud van 'n land. Gars en koring is van die gewildste gewasse hier. SAB koop baie van die gars op. Pieter Snyman boer rofweg in die middel van nêrens, noord van Serenge en naby die Kasanka Nasionale Park. Hier's geen ander kommersiële boere naby nie en sy aanslag is ook uniek. Als hier word bio-organies gedoen sonder kunsmis of gifstowwe. Die Muchinga Escarp lê wes van die Luangwa Vallei en die Kundalila waterval is een van die mooistes wat hier aftuimel. Mutinonda Wilderness is ook op die Muchinga Escarp. Dit is een van die beste plekke om te kamp of in meer weelde te bly in hierdie deel van Zambië. Shiwangandu vang jou ontkant. Dis 'n ou plaas noord van Mpika, gebou deur Engelsman Stewart Gore Brown in die 1920s. Dit lyk kompleet soos iets wat eerder tuis hoort iewers in Engeland. Gore Brown se kleinkind, Charlie Harvey en sy vrou Jo, boer vandag nog hier. Ons reis deur Zambië het einde toe begin staan en een van die interessantste plekke, die Moto Moto Museum by Mbala in die verre noorde, het ons op die laaste dag eers opgespoor. Dis een van die omvattendste versamelings Afrika musiekinstrumente en ander artefakte wat ek nog gesien het. Dis veral die Muti-uitstalling wat ons soms 2 keer laat kyk het. Hierdie hoofstuk is afgesluit op die oewer van die Tanganyika meer by Mpulungu, met hierdie 2 vissermanne wat roei sonder om te lyk of hulle ooit iewers sou kom, en 'n bietjie ABBA in die agtergrond.